Vandag duik ons in een van die mees frustrerende raaisels in moderne chirurgie. Dis 'n storie oor tegnologie, oor biologie en oor hoe die kleinste bloedvaatjies in jou liggaam 'n reuse verskil kan maak tussen genesing en ernstige komplikasies. Stel jy dit 'n bietjie voor. 'n Chirurg doen 'n tegnies perfekte operasie. Hulle maak 'n geblokkeerde slagaar in 'n pasiënt se been oop. Alles lyk, wel, perfek. Maar weke later wil daardie wond net eenvoudig nie genees nie. Hoe op aarde is dit moontlik? Dit is die paradoks wat dokters reg oor die wêreld kopkrap gee. Hierdie hele situasie staan bekend as die suksesvolle chirurgie paradoks. Jy sien, die standaard instrumente wat dokters gebruik, soos angiogramme, wys dat die hoofbloedvatte nou oop is. So, op papier was die operasie 'n tegniese sukses. Maar die kliniese uitkoms, jy weet, dinge soos pynverligting en wondgenesing, dit gebeur net nie altyd nie. Die probleem lê dieper, op 'n vlak wat ons tradisionele gereedskap eenvoudig nie kan sien nie. Om hierdie raaisel op te los, moet ons eers 'n sleutelbegrip verstaan: weefselperfusie. Nou, dit is nie net die vloei van bloed deur die groot are nie. Nee, dit is die finale kritiese aflewering van suurstof en voedingsstowwe deur 'n netwerk van mikroskopiese bloedvaatjies direk na die selle. Dis hier waar die regte werk van genesing plaasvind. Goed, die beste manier om hieroor te dink is met 'n eenvoudige analogie. Kom ons sê jou bloedsomloopstelsel is soos 'n stad se hele padnetwerk. Jou makrosirkulasie, dis nou die groot are en slagare, is die hoofwee, die N1's en N2's. 'n Operasie kan 'n reuse opstopping op daai hoofweg oopmaak. Maar wat van die mikrosirkulasie? Wel, dit is die plaaslike strate en die klein straatjies wat na elke huis toe lei, of in hierdie geval na elke individuele sel. Nou, as daardie klein straatjies geblokkeer is, maak dit nie saak hoe oop die hoofweg is nie. Die aflewering van suurstof kom net nooit by sy bestemming uit nie. En dis presies hoekom 'n wond nie genees nie. So, om hierdie plaaslike strate te kan ondersoek, het wetenskaplikes nogal gesofistikeerde gereedskap ontwikkel. Die eerste groep is wat ons noem indringend, wat basies beteken dat hulle iets in die liggaam moet inspuit om 'n direkte kykie op die bloedvloei te kry. Een so'n tegniek is naby-infrarooi fluoresensiebeelding, of NIFF verkort. Wat hier gebeur is dokters spuit 'n spesiale kleurstof in en die kleurstof gloei dan onder 'n spesiale naby-infrarooi kamera. Dit laat hulle toe om die bloedvloei in die vel in absolute reële tyd te sien. Dis nogal iets om te aanskou. Maar hier sien ons die afweging baie duidelik. Aan die een kant is NIFF ongelooflik akkuraat vir die vel se oppervlak. Studies wys 'n sensitiwiteit van tot 100%. Dis indrukwekkend. Maar, en dis 'n groot maar, die beperking is die diepte. Dit kan net so 3 tot 5 mm diep sien. So ja, dis fantasties vir die vel, maar dit vertel ons absoluut niks oor wat in die dieper spiere aangaan nie. 'n ander kragtige, indringende instrument is CT-perfusiebeelding. Dit werk met 'n kontrasmiddel en 'n CT-skandeerder om 'n ongelooflike gedetailleerde 3-dimensionele kaart van die bloedvloei in die weefsel te skep. Die groot voordeel hier is die detail wat jy kry. Dit gee 'n hoë ruimtelike resolusie wat dokters in staat stel om die bloedvloei kwantitatief te ontleed. Maar weer eens, daar's 'n prys om te betaal. Dis indringend en dit stel die pasiënt bloot aan ioniserende straling. Juis as gevolg van hierdie beperkings van die indringende metodes, is daar 'n groeiende belangstelling in 'n heeltemal ander klas van gereedskap, die wat bloedvloei kan meet sonder om ooit die vel te breek. En dit maak hulle natuurlik ideaal vir monitoring en opvolgsorg. Een van die eenvoudigste, maar eintlik mees elegante tegnieke is termiese beelding. Die beginsel is doeteenvoudig. Weefsel met goeie bloedvloei is warmer. So 'n spesiale infrarooi kamera kan hierdie klein temperatuurverskille meet en 'n hittekaart skep. Areas met swak perfusie sal letterlik kouer lyk op die skerm. En die data hier is nogal verstommend. 'n Studie het bevind dat as die temperatuur na 'n operasie met net 2 grade Celsius daal, het dit 'n 100% sensitiwiteit gehad om te voorspel dat daardie omleidingsoperasie gaan misluk. Dink daaroor. Dis 'n ongelooflike sterk voorspellende sein van 'n meting wat heeltemal nie indringend is. So, die voordele is duidelik. Dis vinnig, dis kontakvry, dis maklik om te gebruik. Die uitdaging is egter dat dit baie sensitief is vir eksterne faktore. Die temperatuur van die kamer of selfs as die pasiënt koors het, kan die lesings beïnvloed. Onthou, dit meet hitte, wat 'n aanduiding is van bloedvloei, maar dit meet nie die bloedvloei self nie.
Nou beweeg ons na hyperspekrale bebeelding, of HSI, en dit klink soos iets wat reguit uit 'n wetenskapsfiksie-rolprent kom. Hierdie tegnologie gebruik 'n spesiale kamera wat ontleë hoe verskillende golflengtes van lig deur die vel geabsorbeer word. Op die ou end skep dit 'n kleurgekodeerde kaart wat die presiese suurstofvlakke in die weefsel wys. HSI is ongelooflik opwindend. Hoekom? Want dit is vinnig, dis nie indringend en dit kan selfs met 'n draabare toestel gedoen word. Maar net soos met NIRF is sy grootste beperking die baie vlak indringingsdiepte. Ons praat van net 1 tot 2 mm. So dit gee ons 'n fantastiese blik op die vel se oppervlak, maar niks dieper nie. Goed, ons het nou gekyk na hierdie hele verskeidenheid van innoverende tegnieke, van die indringende metodes wat diep kan kyk, tot die nie-indringende metodes wat die oppervlak lees. Die groot vraag bly egter, watter een is die beste? Wat is die goue standaard om weefselperfusie te meet? Wel, volgens die navorser self is die antwoord nogal duidelik. Die saak is nog lank nie afgehandel nie. Hierdie aanhaling uit die bronmateriaal som dit eintlik perfek op. Ten spyte van al hierdie belovende tegnologie, is daar nog nie 'n enkele perfekte instrument wat aan al die vereistes voldoen nie. Die soektog duur dus voort, en navorsers het 'n baie duidelike wenslys vir hierdie perfekte instrument. Dit moet nie indringend wees, dit moet resultate onmiddellik gee en dit moet bekostigbaar genoeg wees vir enige hospitaal. Die droom is 'n toestel wat dokters voor, tydens en na 'n operasie kan gebruik om genesing fyn dop te hou. En dit bring ons by hoekom dit alles regtig saak maak. Hierdie is nie net een of ander akademiese oefening nie. Die ontwikkeling van hierdie tegnologie is 'n wêreldwye poging om werklike pasiëntuitkomste te verbeter. Die doel is om dokters die vermoë te gee om akkuraat te voorspel of 'n wond sal genees, om hulle te help om die beste behandelingsbesluite te neem en uiteindelik om lewensveranderende komplikasies soos amputasies te voorkom. So, ons eindig met hierdie gedagte. Terwyl chirurge aanhou om die hoofweef van ons liggame te herstel, werk wetenskaplikes onverpoos daaraan om die plaaslike strate sigbaar te maak. Die toekoms van wondgenesing lê dalk nie in die skulpel nie, maar eerder in 'n kamera wat 'n onsigbare wêreld binne ons eie vel kan openbaar.